Ek het laasweek begin deel rondom die hart van disippelskap en ek het eintlik toe dit gedeel vanuit my eie persoonlike getuienis. En die van julle wat nie hier was nie, julle kan, as julle nog nie geluister het nie, gerus gaan luister. En ek dink dit gee so 'n bietjie van 'n fondasie of 'n agtergrond vir wat ek vanoggend ook wil deel, meer uit die woord uit. Nou, disippelskap is iets wat 'n groot deel van my volwasse lewe my aangetrek het rondom die evangelie. Baie mense sê, okay, as ek tot bekering gekom het, Jesus aangeneem het, dan is ek okay. En jy kry nog vandag toe nog mense wat sê, man, ek het my kerk, soos ek in 'n kerk behoort, is ek okay. Maar dit gaan nie daaroor nie. Kerklidmaatskap gaan jou nie in die hemel bring nie. Om te sê, ek het eens op 'n tyd my hand iewers opgesteek toe hulle sê, wie wil Jesus aanneem? Maar daai keuse het nie gepaard gegaan met kosteberekening en 'n navolg van Jesus nie. Wil ek sê, ek betwyfel die keuse of jy Jesus werklik aangeneem het. Want iemand wat Jesus aanneem, is iemand wat nie net sê ek glo in hom nie. Iemand wat volg in Jesus se voetspore. Iemand wie sy lewe neergelê het en sê meer van hom, minder van myself. Ek dink baie keer in die kerk, veral in godsdienstigheid, verval ons in 'n ding van vormgodsdienst. Ons dink as ons sekere goed doen, af en toe my Bybel lees, bid, by die kerk by mekaar kom, daar is vir sulke geleenthede, dan sê ek okay. Maar dis nie die evangelie nie. Jesus het disippels geroep, wie alles neergelê het en hom gevolg het. Beteken nie, jy moet nou ophou werk, jy moet nou ophou jou gesin versorg en alles net los nie. Nee, maar in jou werk, in jou gesinslewe, in jou handel en wandel, kan elke persoon 'n disipel, 'n navolger, 'n leerder wees, wie by Jesus leer en in sy voetspore volg. En dis uitdagend, want dit beteken, jou geloof is nie beperk of in 'n boksie van 'n Sondag of sekere geleenthede nie. Jou geloof word 'n lewenswyse. 'n Disipel se leefwyse getuig van hom of haar wie onderwerp aan Jesus. Ek wil vanoggend, ek het so 7 punte wat ek wil aanraak rondom die hart van disipelskap. Ek kan eintlik vir 'n maand plus bedien oor disipelskap, want die woord is so vol van disipelskap, wat 'n disipel is en hoe die Here 'n disipel wil oprig om hom te volg. Maar ek het hierdie klomp punte uitgehaal en ek wil dit graag met julle deel vanoggend. Die eerste punt wat ek wil deel is, 'n disipel het die koste bereken en volg Jesus onvoorwaardelik. Nou, daai woordjie kosteberekening, en ek wil graag 'n skrifgie lees uit Lukas 14, vers 26 tot 33, ek dink nie die skrifte gaan opkom vanoggend nie, so as jy my kan volg in jou Bybel, dalk net neerskryf, en 'n klomp skrifte deel, ek gaan nie net by een skrif stil staan vanoggend nie, klomp skrifte en veral maar uit die evangelies, waar Jesus die meeste gepraat het oor disipelskap. Lukas 14 vers 26 tot 33 sê die volgende: As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Dis 'n verskriklike radikale skrif. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou
te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaar maak nie. Kosteberekening in disippelskap is 'n groot aspek wat baie mense in die evangelie miskyk. Disippels weet waarvoor hulle self inlaat. Hulle verstaan dat daar sekere opofferings is wat van hulle gaan gevra word om Jesus te volg en hulle is bereid om alles in die stryd te werp om Jesus te volg. Disippels van Jesus het reeds die koste bereken en gekies om hulle lewens totaal aan Jesus te wy. Dit beteken nie dat jy jou man of jou vrou, jou kinders, jou broer, jou suster moet afskryf nie, maar wel jou toewyding vir Jesus moet absoluut prioriteit neem bo elke ander verhouding in jou lewe. Dit is wat disippelskap vra. 'n Disipel se keuse om Jesus te volg is 'n radikale neerlê van sy ou self, sy ou lewe en 'n opneem van 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus. Hy verstaan dat hy daarmee sy rug draai op 'n wêreldse sisteem en manier van doen en Jesus onvoorwaardelik volg. Ek kan nie Jesus volg, maar ek voel hard in sonde nie. As ek Jesus volg, dan deel ek met sonde. As die Here vir my iets wys in my lewe, dan lê ek daai ding neer. Ek sit in hierdie week met 'n man en ons praat oor hierdie ding. Ons toevallig oor 1 Korintiërs 6 waar hy praat van jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En toe ons klaar gepraat het, toe sê hy vir my vir 10 jaar dink hy dien die Here. Maar vir 10 jaar lank het hy die Here aanbid, maar net eenvoudig aanhou sonde doen. Want is okay. Nêrens het hy besef dat sy liggaam behoort nou aan die Here nie. Sy oë behoort aan die Here, sy ore behoort aan die Here, sy alles, sy lippe behoort aan die Here. Soos ek 'n kind van Jesus is, dan het ek my alles in die stryd gewerp en ek gesê ek volg vir Jesus alleen. Dan beteken dit ek is uitgedaag oor hoe ek praat. Ek is uitgedaag na waarna kyk ek. Ek is uitgedaag oor wat ek in my ore inneem, wat by my mond uitkom, wat ek in my liggaam mee voed selfs. Want ek sê, ek behoort nie meer aan myself nie. Ek behoort aan Jesus. Kom ons kyk na my tweede punt. Disippelskap behels 'n intense soeke na God en 'n totale afhanklikheid van hom. Hoor wat sê Psalm 27 vers 8. Van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig. Toe Johannes die Doper gekonfronteer is in Johannes 3 vers 30, toe hy in die tronk is, en hy besef dat sy werk is klaar, toe sê hy, Jesus, moet meer word, en ek moet minder word. Hy het besef, sy roeping was net om die weg voor te berei vir Jesus, en baie keer is dit ook ons roeping, om bloot die weg voor te berei vir Jesus, maar laat ek minder word, Here, dat U meer word in my lewe. Disippels wil meer en meer van God en sy teenwoordigheid indrink. Hulle is nie tevrede met net genoeg van die Here nie. Hulle wil alles van hom hê. Hulle wil dit in oorvloed hê. 'n Disipel honger en dors na Jesus. Hulle is bereid om enigiets te doen, enigiets prys te gee, om Christus te leer ken en sy koninkryk te beerwe. Hul grootste strewe is om God se aangesig te soek elke dag. Jesus is hulle eerste prioriteit en die middelpunt van hul lewe. 'n Disipel is gedissiplineerd in sy soeke na God se teenwoordigheid. Is gedissiplineerd en verstaan hoe afhanklik hy is van die leiding van die Heilige Gees. Totale oorgawe, intense soeke, afhanklikheid. Here, dit is alles goed wat teenstrydig is met hoe ons dink, hoe ons groot geword het. Ek wil my eie ding kan doen. Ek is afhanklik van niemand anders nie. Ek wil my kop kan volg.
Maar disippelskap beteken ek onderwerp my wil konstant aan Jesus se wil. Ek maak nie besluite vir my gesin as ek nie Jesus geraadpleeg het nie. Ek is afhanklik van hom. Die derde punt sê, disippels ken en verstaan God se hart en hul onderskei sy wil. Johannes 10 praat van Jesus as die herder en hoor wat sê die woord hier. Hy wat by die deur ingaan, is die herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape by hulle naam en hy lei hulle uit. Wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Vers 14 sê, steeds Johannes 10, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Vers 27 en 28, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand uit kan ruk nie. Ek wil daai skaap wees wat Jesus se stem hoor en hom volg wanneer hy vooruitloop. So skape die herder se stem ken en hom volg. So is dit met disippels van Jesus. 'n Disipel van Jesus ken die herder se stem, onderskei sy wil. Hoe is dit dat daai skape die herder se stem ken? Hulle het tyd gespandeer met die herder. Hulle is elke dag deurlopend die heeltyd in die herder se teenwoordigheid. Daarom ken hulle sy stem. So as hy praat, luister hulle. En dis partykeer die probleem met gelowiges. Hulle ken nie die herder se stem nie. Hulle sukkel om sy wil te onderskei, want hulle spandeer nie tyd in die herder se teenwoordigheid nie. Hoe meer tyd jy met die herder en in sy teenwoordigheid, in sy woord spandeer, hoe meer sal jy sy hart leer ken, hoe meer sal jy sy wil onderskei, hoe meer sal jy sy stem hoor. 'n Disipel hoor God se stem. 'n Disipel twyfel nie konstant, of is ek nou in die wil van die Here? Ek wonder, het ek nie daardie verkeerde besluit geneem nie? Was daai nie 'n afdraaipad wat ek nie moes vat nie? 'n Disipel twyfel nie. Want die skaap weet mos nou, dis waar die herder is. Ek gaan agter hom aan. Disipels is gemaklik by God. Hulle praat openlik met hom oor alles. Hulle totale vertroue en hulle liefde vir God oorskadu enige twyfel in hulle harte. Dis 'n disipel. Ons kyk punt nommer 4. Disipelskap is 'n lewenslange vormingsproses. Jy gedink dat jy's 'n disipel, jy gaan net bly soos wat jy is, nee. 'n Disipel verander konstant om meer soos Jesus te word. Hoor wat sê Galasiërs 4 vers 19, 'n baie mooi skrif met beeldspraak. Hy sê, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte vind. Paulus praat van homself as iemand wat geboorte skenk. As 'n vrou vir geboorte skenk, wil die Here hê ons moet nuut geboorte skenk aan 'n nuwe gestalte van Christus in ons. Ek het ook al hierdie vertel, een man kom eendag by 'n beeldhouer. Ek weet nie of die regte woord is vir iemand wat uit hout uit iets maak nie. Kom ons noem hom 'n beeldhouer. En hierdie beeldhouer het hierdie groot stuk stomp hier op sy werksbank. So lekker dik stomp. En die man vra vir hom, wat is jy besig om te doen? Want hy het begin kerf. Hy sê, ek is besig om 'n perd te kerf uit hierdie stomp uit. 'n man kyk hom so, hy sê, hoe op dese aarde gaan jy dit regkry? Hy sê, dis eenvoudig. Ek gaan alles wegkerf wat nie perd is nie, totdat net die perd oorbly. En ek dink dis 'n goeie vergelyking met wat die Here met ons doen. Ek en jy moet toelaat dat die Here alles wegkerf wat nie Christus is nie, totdat net Christus gestalte in my verkry.
Baie eenvoudig. Nie helemaal nie. Hoor wat sê Johannes 15 vers 1 tot 5. Ek is die ware wynstok, my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek vir julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself nie, as hy nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Vrugte, wynstok wat vrug dra, word gesnoei julle. En baie keer is ons verbaas as daar 'n snoeiproses in ons lewens is. Want die snoeiproses is nodig. Ekskuus nou vir al my staaltjies. Ek het in Groblersdal vir 'n jaar gebly. Ek was nog nooit 'n Kaapenaar waar al die druiwepriele is nie, maar in Groblersdal, die van julle wat weet, is daar 'n klomp boere wat wel met druiwe boer. En ek het 'n vriend gehad wat so 'n druiwe boerdery gehad het. En ek kom by hom en hy's aan die snoei. Maar hy snoei daai priele dat dit lyk asof daar niks oorbly nie. Hy snoei hulle tot op die been. En toe verduidelik hy vir my, Jacques, hoe strawwer die snoeiproses is, hoe beter gaan die vrug wees wat ons oplewer hier. Jy sal sien. En dit is so, as ek dit nou reg het, hierso so in die begin winter wat hulle snoei. Dan Desember is die hele gemeenskap opgekommandeer om te help, om die druiweoes in te bring. Dan, hulle maak hulle mos toe met nette. Dan is daai nette te klein om daai druiwepriele in te hou. Dan het daai druiweprieel wat so verdor amper gestaan het in die winter, het hy begin lote skiet, dat dit 'n beboste prieel is. Dan kom daai knawels van druiwe daaruit, wat uitgevoer word. Uitvoergehalte druiwe. Jy sien, ons is bang vir die snoeiproses. Ons besef nie hoe nodig dit is, dat dit die goeie vrug kan voortbring nie. Jy sien, disippelskap vat tyd. Baie tyd. Baie vorming. Dis nie iets wat jy vandag sommer mee begin en oor 'n week tik jy dit af. Okay, ek is 'n disipel. Nee, dit vat toewyding, tyd. Disipelskap gaan elke faset van jou lewe beïnvloed. Dis 'n lewenswyse en iets wat jy jou hele lewe mee besig gaan wees om te vervolmaak. As jy gedink het, nou arriveer ek, dan maak jy 'n fout. God is nog lank nie klaar met jou nie. Paulus sê op 'n stadium in 1 Korintiërs, pas op jy wat dink jy staan, dat jy nie val nie. Ons almal het nog het nog 'n vormingsproses waarmee ons besig is. Daar's nog baie karakterbou wat moet plaasvind en dit gaan tyd neem. Dit vat baie snoeiwerk en skaafwerk vir Christus se gestalte om in ons na vore te kom. Die sleutel is om in Christus te bly. Hy is die ware wynstok en sonder hom kan ek niks doen nie. Amen. Punt nommer 5, disipelskap vereis dat jy oop is vir inspraak en dat jy bereid is om te verander. Een ou het nou gesê, man is not an island. God maak nie 'n disipel om alleen te dink, ek gaan op my eie groei nie. Disipelskap gebeur in gemeenskap, in fellowship met ander mense. Waar jy inspraak vat en inspraak gee, waar jy vrae kan vra, waar jy uitgedaag word oor jou opinie en oor jou denkwyse. Want binne gemeenskap groei ons na disipelskap toe. Hoor wat sê Romeine 12 vers 2, bekende vers. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig word nie. Of gelyk word, sê die nuwe vertaling, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is.
En net gou vinnig, daai woordjie gelyk of gelykvormig in die ou vertaling is 'n Griekse woord wat jy eintlik kan verstaan. Hy sê systematizo. Soos wat klink dit? Sistematies. Jy word nie oornag soos die wêreld nie. Die wêreld trek jou in. Stukkie vir stukkie word jy al hoe meer soos die wêreld. Sistematies shape die wêreld jou as kind van God. En later dan lyk jy soos die wêreld, jy praat net soos die wêreld, jy vloek net soos hulle, jy tree net soos hulle op. Jy's net so besope. Maar jy is nog 'n kind van die Here. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander. Daai woordjie verander is ook 'n woord wat jy in die Grieks maklik kan verstaan. Metamorfose. Jy moet 'n totale verandering ondergaan. Dis net die Gees van God wat dit kan doen. En jy moet bereid wees. En sê, hier is ek, verander my. Wat sê Hebreërs 12 vers 5 tot 7, julle het vergeet van die woord van aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, jy moenie gering skat as die Here jou dissiplineer nie. Moenie ontmoedig word as hy jou aanspreek nie, want die Here dissiplineer juis die mense vir wie hy lief het, en hy tig elkeen wat hy as kind aanneem. Wanneer God julle as kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. Watter kind word nie gedissiplineer nie? Die eerste plek waar ek gedissiplineer word is hier. As ek tyd in die woord spandeer, kom ek agter in die spieël van die woord. Jette, hier mis ek dit. Help my, Here. Maar dissipline gebeur ook in fellowship met ander, waar ek mense toelaat om inspraak in my lewe. Die ou wat vir jou lief is, gaan vir jou sê, as jy op pad is, om nie eens eers in die grond te duik, want jy maak verkeerde besluite. Maar die ou wat nie vir jou lief is nie, gaan jou pel wees, en saam met jou drink, en saam met jou lag, en wanneer jy neerneek, is hy nêrens nie. Iemand wat vir jou lief is, gaan vir jou inspraak gee. Gaan met jou reguit praat, in liefde. En dit is wat die Here vra van disippelskap. Disippelskap beteken jy stel jouself oop vir daardie vlak van inspraak en teregwysing vanaf die Here eerste, maar ook van diegene wie jy toelaat om inspraak in jou lewe te gee. Dis nie elke ou wat jy gaan toelaat nie, jy moet ook nie na elke ou luister nie. Maar daar is sekere mense wat jy moet toelaat om in jou lewe in te spreek. Jy het accountability nodig. Maar jy moet bereid wees. Disippels is bereid om hulle gedagtes te vernuwe en te verander om meer soos Jesus te word. Verandering is nie lekker nie. Dit is nie altyd lekker nie, dit is moeilik. Soos wat dit van daai druiweprie heel moeilik is om deur daai snoeiproses te gaan. Dis eina, dis seer. Maar as jy jouself onderwerp aan daai snoeiproses, is die vreugde van die vrug wat op pad is soveel groter. Disippels is nie hardkoppig en eiewys nie, maar hulle is nederig en bereidwillig om te leer. 'n Disipel weet wie die persone is wat inspraak in sy of haar lewe gee, en daai disipel gaan soek daardie mense op. Soos wat julle gehoor het in my getuienis, daar's sekere mense wat ek gaan opsoek in my lewe. Ek gaan sit by hulle, ek vertel hulle wat gaan aan in my lewe, en ek is oop vir inspraak van hulle af. Dit is wat disipelskap beteken. 'n Disipelskap verg dissipline. Dissipline in jou soeke na die Here. Dissipline in jou bestudering van die woord. Dissipline in jou denke wat jy verander. En dissipline in jou lewenswandel en optrede. Dis hoekom disipelskap en dissipline dieselfde wortelwoord is. Dit gaan hand in hand met mekaar. Punt nommer 6. Disipels gaan oor tot aksie. Hulle is doen mense wie radikaal gehoorsaam is aan die woord.
Hoor wat sê Jakobus 1 vers 22, julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Wat help het ons sit hier en ons hoor die woord, maar ons stap uit en ons doen dit nie. Dan bedrieg ons onsself. Hoe sê die ou mense, dit by een hoor ingegaan en by die ander hoor is dit uit. Ons hoor die woord, maar ons word nie daders van die woord nie. Hoe wat sê Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Die New King James Version praat daarvan sons of God. Ek het al gepraat oor die verskil wat ek voel tussen 'n kind en 'n seun, en 'n jong man en 'n vader. God wil hê, jy moet nie net soos 'n baba gevoer word nie. Die wat gelei word deur die Gees van God, hulle staan op in seunskap. Hulle kan pa se chequeboek hanteer, maar deesdae is daar nie meer chequeboek, die pa se kredietkaart hanteer. Julle hoor wat ek sê? Ek kan nog nie vir Janey my kredietkaart gee nie, sy's 'n baba. Maar my seun van 13 moet ek met die kaart kan winkel toe stuur, sê, gaan koop vir ons 'n brood. Maar as hy 21 is, wil ek hê hy moet verantwoordelikheid kan dra, saam met my. Die wat gelei word deur die Gees van God, die is kinders van God. Kyk wat sê Handelinge 5 vers 29, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Jy sien, disippels hoor nie net die woord nie, maar reageer op die woord deur te doen wat die woord vra. Dis 'n disipel. Iemand wat doen wat die woord sê. 'n Disipel hardloop met die waarhede wat hy ontvang het en hy's 'n dader van die woord. As God praat, dan reageer 'n disipel onmiddellik in gehoorsaamheid. As God iets van my vra, wil ek gehoorsaam wees. Sonder om te bevraagteken wat hy sê, want is hy wat dit vra. Disipels is aktief besig om God se koninkryk in hul alledaagse lewe te vestig en betrek hom by elke besluit wat hulle neem. Hulle onderwerp aan sy koningsheerskappy. Hulle word gelei deur die Gees en nie deur hulle vleeslike begeertes nie. My laaste punt. Disipels leef in oorwinning te midde van beproewing, te midde van vervolging en te midde van swaar kry. As disipel moet jy weet, jy gaan beproewing deurgaan. Jy gaan swaar kry. Jy gaan versoeking moet deurstaan. Maar 'n disipel vind sy oorwinning in Christus te midde van daai beproewing. Hoor wat sê Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug. Daai versie is iets wat ek konstant in geestelike oorlogvoering in my huis toepas. Van iets is wat ek weet nie van die Here is nie, dan sê ek, kom ons onderwerp aan God, ek weerstaan die duiwel en die woord sê, hy moet van my af wegvlug. Efesiërs 6 vers 10 en 11 sê, eindelik my broers, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ons het nodig om te besef, ons is in 'n geestelike oorlog. Daai misverstand tussen jou en jou vrou, dis die vyand wat wil inkom. Hy wil twis opwek. Hy wil 'n misverstand gebruik om 'n verhouding te knak en seer te maak. Hy wil wantroue en agterdog. Hy wil jaloesie gebruik. En jy as kind van God, jy as disipel, het die mandaat om te sê in Jesus naam nee. Om te onderwerp aan die Here. En in daai opsig beteken onderwerp, meeste van die kere, wees nederig, bly stil, sit te wag voor jou mond. Hê lief, al voel jy daai persoon verdien dit nie. Wys respek, al dink jy dis die laaste ding wat daai persoon mag kry. Dit is geestelike oorlogvoering. Openbaring 12 vers 11 sê, hulle het self die oorwinning oor hom, dis die duiwel, behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het, en hulle het hulle lewens nie so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom
te sterf nie. Is jy bereid om te sterf vir die Here? Daai sterf is 'n elke dag se sterf in jou eie geregtigheid. Elke dag se sterf in jou hardkoppigheid. Elke dag se sterf in jou trots. Om jouself neer te lê vir die Here. Jy sien, disippels staan nie terug vir teenkanting nie. Hulle is toegerus vir die stryd. Hulle neem hulle geestelike wapens op en hulle bly staande te midde van beproewing, te midde van vervolging, te midde van swaar kry. Hulle oorwin die kwaad deur die goeie. Disippels verstaan hulle identiteit en hul posisie in Christus, daarom oorwin hulle. As ek myself moet verneder teenoor my vrou of teenoor my kinders, weet ek wie ek is in die Here. Om nederig te wees, is iemand wat verstaan wie hy is in die Here. So my trots is nie geaffekteer nie, wie ek is nie geaffekteer nie. As ek altyd moet verskoning vra, is dit oukei. Want dit is God se hart om vrede te maak. Hulle vind hulle krag in die Here om enige uitdaging te oorkom. Hulle volhard tot die einde. Hulle is nie skaam of bang om te getuig vir Jesus nie. Dit is 'n disipel. Ek hoef jou sê, die uitdaging is groot. Godsdiens is maklik. Ons kan ons gewetens sis en opdaag by die kerk en nou voel ons het 'n goeie daad gedoen. Maar om Jesus te volg in alles is nie so maklik nie. Om geduldig te bly wanneer dit moeilik gaan, wanneer daar twis in die huis is nie maklik nie. Om die knie te buig voor Jesus, wanneer ek weet ek is die een wat verkeerd gedoen het, maar ek wil dit nie erken nie, is nie maklik nie. Dit is wat disippels doen. Die DNA van 'n disipel is diensbaar, nederig, getrou. Dis 'n disipel van Jesus. Jesus het gekom nie om gedien te word nie, maar om te dien. Jesus het gekom om vir jou die krag en die genade te gee, om wanneer dit vir jou die moeilikste gaan, te oorwin as kind van die Here. Ek het baie gesê, dis eintlik baie om te herkou. As jy graag wil hê ek moet vir jou hierdie nota stuur, WhatsApp my, kan dit vir jou sommer forward, ken dit op Word. Ek wil graag saam bid. Kom ons sluit die oë. Kom ons raak stil voor die Here. Vader, U uitnodiging na elkeen van ons is jy bereid om my te volg? Is jy bereid om alles neer te lê en my eerste te stel? Jy kan aangaan soos jy aangaan. Ek is daar in jou lewe, maar ek is nie op die troon van jou lewe nie. Here, dit is maklik om te sê ek is 'n Christen, maar is moeiliker om te leef soos Jesus geleef het. Here, 'n disipel is 'n leerder en ons het nodig om te leer, Here. Want ons sukkel baie keer. Ons sukkel om getrou te wees. Ons sukkel met die dissipline van tyd in die teenwoordigheid en tyd in die woord. Tyd te maak vir mekaar. Tyd vir wat saak maak. Here, baie keer sukkel ons met ons prioriteite. Want Jesus is daar, maar Jesus is nie die middelpunt van ons bestaan nie. Ons ken die waarheid, maar ons leef nie altyd daai waarheid nie. Here, vergewe ons. Vergewe ons as ons laks is, vergewe ons as ons tekort skiet in ons toewyding. Vergewe ons. Help ons. Ons wil die knie buig voor U. En ons wil kies om Jesus te volg en hom alleen en U in alles eerste te stel.
Ons wil graag U as herder se stem kan herken en U volg en U wil onderskei. Here, dit is moeilik want daar's soveel stemme daar buite. Daar's soveel mense wat praat, soveel opinies wat gegee word. Dis moeilik om U stem te onderskei te midde van die see van opinies om ons. Ons wil nie gaan op iemand anders se openbaring van wie Jesus is nie. Ons wil self 'n openbaring kry van wie hy is. My gebed vir elkeen hier is dat U by elke persoon sal stil staan. U weet waar ons is. Baie van ons val in baie opsigte. Ons het U genade nodig om disippels te wees wie Christus eerste stel in hulle lewens. In Jesus naam. Amen.